Weet jy, ek was van kleins af in 'n huis met syfers en met wiskunde. My pa was 'n aktuaris. Sy studeerkamer was vol van allerlei wiskundeboeke, tabelle en so voorts. En dan kyk ek in die boeke en party kon ek nou verstaan as 'n laerskoolkind. Ek kon weet wat is 'n kwadraat en 'n derde mag en ek sien dit is wat in die tabel staan. Maar daar was ook 'n logaritmeboek en ek was nog te jonk om te weet wat dit beteken. Toe sê my pa vir my, jy soek in die tabel op, 2, logaritme is dit, 3, logaritme is dat, tel dit by mekaar, sien daar, logaritme van 6. En ek het natuurlik so 'n paar van die goeters af gedoen. Jy weet net om te kontroleer dat die tabelle daarom reg is. En so daarvandaan af was wiskunde vir my ook maar 'n speletjie in die eerste plek. Op hoërskool het ek 'n onderwyser gehad wat die speletjie van element met al die leerdlinge gedoen het. Laaste dag van elke kwartaal, dan is dit nie meer leerplan nie. Dan kry jy nou, skryf jy neer, send more money, met so 'n streepie tussen more en money. En dan moet jy nou vir elkeen van daardie letters 'n syfer kry, verskillende syfer vir elke letter. En sodanig dat die optelsom werk, send plus more is gelyk aan money. En hierdie onderwyser was ook bewus van watter kinders 'n bietjie ekstra stimulasie nodig gehad het. So hy het byvoorbeeld, toe ek in staat 8 was, deesdae as 'n graad 10, toe gee my 'n matriekvraestel om uit te werk. En toe hy nou sien, dit gaan nou nie te sleg nie, al het ek nooit enige matriekwiskunde gehad nie, toe gee hy vir my 'n paar handboeke wat ek kon deurwerk. Jy weet, deesdae as die kinders word vroeg geïdentifiseer, graad 8 kinders wat belovend is, die kry onderrig vir wiskunde olimpiades, ekstra wiskunde en so aan. Daardie tyd, as daar nie sulke onderwysers soos meneer Egber Kreur was nie, dan het ons dit nie gehad nie. Kyk, wiskunde en rekenaars, ja, dit is dinge wat al 'n lang pad saamkom. Die eerste rekenaars, die is deur wiskundiges ontwikkel, en het 'n groot stap vorentoe gekry tydens die Tweede Wêreldoorlog, toe almal mekaar se kodes wou breek, atoombome ontwerp moes word en so aan. En die naam Alan Turing is dalk bekend vir party mense. En teen die tyd dat ek 'n student was in die vroeë 60's, toe het die Universiteit van Stellenbosch nou pas sy eerste rekenaar gekry. En derdejaars wiskunde studente, die is toegelaat om programmetjies te skryf vir die rekenaar, wat die nagraadse studente dan geloop het. En die nagraadse studente is toegelaat om die rekenaar selfs persoonlik te gebruik. Die ding het 'n hele kamer vol gestaan, maar ons kon daarin en ons kon hom self gebruik. So toe ek nou 'n hongeurstudent was, toe kon ons nou self in die rekenaar rondloop en ons het eintlik enigiets om probeer doen. Ons het hom so goed geken dat ons 'n programmetjie kon skryf wat interne berekeninge doen, wat so oor en oor herhaal in 'n sekere lussie, dat hy dieselfde frekwensie het as wat klank het wat jy musikaal ervaar. En as jy dan 'n draagbare radio daar neersit, dan hoor jy Schubert se militêre mars. Nee, dit was 'n wonderlike tyd. Daarvandaan af is ek na die WNR toe in Pretoria. En dit was die enigste plek in die land waar daar 'n beduidende konsentrasie rekenaarprogrammeerders vir wetenskaplike doeleindes in een plek bymekaar was. Niemand anders het hulle eie rekenaarwerk gedoen nie, hulle het almal na ons gekom en ons het dit vir hulle op kontrak gedoen, of daar nou wiskundige inhoud by was en of dit eintlik net skoon dataverwerking was. So die skeiding tussen rekenaars en wiskunde, wat ek dink party wiskundiges vreeslik heilig op is, dit was vir my nooit iets nie. So jy wil nou weet, wat dink ek is spesiaal aan wetenskaplikes en aan wiskundiges in vergelyking met lede van die breë publiek? Ag, dit is, wat sê hulle, 'n mindset, 'n manier van dink in die eerste plek. 'n Goeie manier om te illustreer is die ou storieetjie van die bemarkingsbestuurder en die fisikus in die Namibia op reis is, en hulle sien 'n karakoolskaap, en die bemarkingsbestuurder is onmiddellik baie opgewonde. Hy sê, kyk, hier in Namibia is die skape swart. Die fisikus, die waarsku my 'n bietjie, hy sê, nee, daar is minstens een skaap in Namibia, en hy is swart. Wiskundige gesê, julle is maar 'n bietjie onpresies, albei van julle. Daar is minstens een skaap in Namibia waarvan die kant wat ons kan sien swart is. Nou, dit gee vir jou 'n bietjie die verskillende dinge van presiesheid waarop die mense werk, maar ek sou sê in die eerste plek is 'n wetenskaplike iemand wat herhaalbare verskynsels bestudeer.
as een wetenskaplike eksperiment doen en hy beskryf dit, dan moet 'n ander wetenskaplike in 'n ander deel van die wêreld dieselfde eksperiment kan gaan doen en dieselfde resultate kry. So die groot stryery byvoorbeeld tussen wetenskap en religie is dat religie gaan oor onherhaalbare gebeurtenisse. Daardie profeet het daardie openbaring ontvang van watter geloof ook al. En in die wetenskap gaan dit daaroor dat dit elke keer so gebeur. En in die wiskunde is dit nou nog een vlakkie van presiesheid verder. 'n Wiskundige se koppeling met die werklikheid kom eintlik daaruit dat ons inspirasie uit die werklikheid uitkry. Ons werk met meetkunde, ons werk met getal, want die werklikheid bestaan uit meetkundige strukture en uit getalle of modelle daarvan. Terwyl in die wiskunde die werklikheid is iets wat jy moet inbring en dis 'n aanname wat jy moet maak. Die wiskundige doen die redenasie en hy maak die gevolgtrekking, maar om daardie gevolgtrekking in terme van die werklikheid te interpreteer, dit gee ons vir die wetenskaplikes om te doen. Ek dink ons probeer 3 vliee hier met een klap slaan. Die eerste en sekerlik altyd die belangrikste toepassing vir ons by Litnet Akademies Natuurwetenskappe is om 'n publikasiemedium te gee vir hoë gehalte navorsingswerk wat ook insluit hoë gehalte oorsigartikels vir die vakwetenskaplike geskryf deur iemand wat 'n leeftydse ervaring het en 'n persoonlike siening daaraan kan bied. In die tweede plek doen ons dit vir Afrikaans. Ons dink daar is baie plekke waar mense in ander tale as Afrikaans kan publiseer. Ons dink daar is min plekke waar mense spesifiek in Afrikaans kan publiseer. En ons dink daar is geen plek waar mense in Afrikaans kan publiseer met die mate van blootstelling wat jy kry as jy binne in Litnet sit nie. So ons artikels is almal in Afrikaans. Dit gaan 'n bydrae maak tot die ontwikkeling van vaktaal en die resultate in die artikels die bly toeganklik vir die Engelssprekende wêreld omdat ons 'n langerige opsomming ook vir die ekspert met al die resultate van die artikel vooraan het. En dan die derde ding is dat ek dink ons het 'n opvoedkundige taak. Ek lees gedurig in die koerante polemieke wat mense skryf waarin hulle standpunte aan wetenskaplikes toedig. Dan het hulle miskien een oppervlakkige artikel iewers gelees en dit vorm hulle opinies. Ek wil aan hulle in diepte artikels gee oor 'n groot verskeidenheid van onderwerpe wat populêr wetenskaplik van aard is. Nou so 'n artikel is nie 'n eenvoudige ding om te skryf nie. Party joernaliste doen dit ongelooflik goed, maar hulle kom van die standpunt van die joernalis en hulle leer iets oor die wetenskap. En ek wil die teenoorgestelde rigting hê. Ek wil hê die deskundige moet afklim van daai troontjie en moet wat hy weet toeganklik maak vir die publiek. Die deskundige gaan dalk die fout maak dat hy nie genoeg verstaan hoe die gewone persoon dink nie, maar hy gaan geen foute maak met die akkuraatheid van die inligting wat hy weergee nie. En as ons nou oor 5 jaar dalk al 100 of 200 sulke inleidings oor wetenskaplike onderwerpe gekry het, dan kan ek dalk 'n keur daaruit maak en ons kan dalk selfs 'n inleidende boek skryf oor wetenskap. Leer jouself 'n bietjie van die wetenskap uit hierdie goed. So ek sien 'n groot rol vir Litnet ook in daardie opsig vir Litnet Akademies om te help om die publiek op te lei.